Dankie. Geliefdes, ons toetrede gesang vanmôre is gesang 504 strofes 1 en dan vanmôre aan die einde na die seën dan sing ons weer 504 strofes 5, maar ons begin nou met 504 strofes 1. Dankie dokter. Soos die oë van 'n slaaf gerig is op die hand van sy eienaar en soos die oë van 'n slavin gerig is op die hand van haar eienares, so is ons oë gerig op die Here, totdat hy hom oor ons ontferm. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur hom wat is, wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Gemeente, ons sing tot lof van die Here uit gesang 509, strofe 1 en 4. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons gaan vanmôre die Here se woord oopmaak en ons gaan saam lees uit die evangelie volgens Markus, Markus hoofstuk 13, wat hierdie hoofstuk so interessant maak is dat dit ook dieselfde gedagtes afspeel en baie bekende tekste waarmee ons in die laaste paar dae baie gekonfronteer is, daar uit Matteus hoofstuk 24 en dan ook Lukas 21, tekste wat graag aangehaal word as 'n aanduiding van die laaste dae, en baie van hierdie tekste is ook nou aangehaal in terme van die wegraping en so meer. En daarom is dit ook gepas dat ons vanmôre hierdie hele hoofstuk gaan saam lees, al 37 verse, en ons gaan dit so perikoop vir perikoop hanteer. Maar voordat ons saam gaan lees en na hierdie gedeelte gaan kyk, terwyl jy so sit, kom ons sluit ons oë in gebed en na gebed
Dan sing ons saam daaruit Gesang 500, strofes 1, 2 en 3. Maar terwyl jy so sit met die woord geopen, laat ons oë sluit in gebed. Ons hemelse Vader, o Heer, wat 'n voorreg en genade het ons ontvang om vanmôre hier byeen te wees, om ook te kan inluister, gekonfronteer te kan word met u woord. Daarom bid ons ook, Heer, dat u ook ons verstande sal verhelder, ons harte sal open, en dat ons hard en duidelik u stem sal hoor. Ons dank u vir u woord. Maar Heer, ons weet ook dat ons ook met groot verantwoordelikheid, versigtigheid, ook met u woord moet omgaan. Dat u woord is nie 'n resepteboek wat ons kan gebruik om vir ons bepaalde disse op te dis nie. Nee, dis u woord. En deur u woord wil u tot ons spreek. En u woord wil ons oproep tot geloof, tot verantwoordelikheid, tot volharding. Want u woord is daar, Heer, om ons ook op ons lewenspad te begelei. U woord is nie daar om primêr antwoorde te gee oor ekonomie en politieke stelsels nie. Nee, u woord is daar om geloof te wek en geloof in stand te hou, om te bemoedig, te vermaan, te vertroos. Maar in die besonder, Heer, om elke keer weer in ontmoeting te kom met u. Daarom, Heer, dat ons vanmôre hier byeen is, by hierdie erediens. En daarom bid ons, mag dit inderdaad 'n diens wees tot u eer. Ons dank u vir ons lewens. Ons dank u vir die afgelope week. Ja, Heer, elke oomblik, elke moment van ons lewens weet ons, u is daar. U is deeglik bewus van alles wat in ons lewens aan die gebeur is. U weet van ons gedagtes, ons doen en lates. U weet ook van ons sondes, van dit wat verkeerd en onheilig is. En daarom pleit ons, Heer, dat u ons genadig sal wees, maar ook dat ons daardie insig sal kry, om ook te besef dit wat verkeerd is. Dat ons dit nie sal wegdink, wegredeneer of wil regstel nie, maar dat ons in die besonder deur die leiding van die Gees, ook met die gehoor van u woord, ook sal gaan regmaak en sal regleef. Ja, die sonde sal bestry waartoe u woord ons ook oproep. Ons bid ook in die besonder vir ons broers en susters wat deur baie moeilike tye gaan. Ons dink aan hulle wat behandeling het kry, Heer. Ons bid dat u met hulle sal wees, vir hulle nie die liggaamlike krag nie, maar in die besonder ook die geestelike krag sal gee. Ons bid vir hulle, Here, wat siek is, hulle wat in hospitale is, hulle wat besig is met toetse, hulle wat wag op uitslae. Daar waar bekommernisse is rondom werk, Here, rondom finansies. Daar waar verhoudings nie reg is nie, waar daar spanning en konflik is. Ja, Heer, u ken die omvang van ons lewens. Daarom bid ons, Heer, dat u met ons sal wees en dat ons in geloof en verantwoordelikheid sal optree. Vader, ons bid vir ons land, ons bid vir u skepping, ons bid vir die mensdom, vir elke volk en nasie. Maar Vader, daar is soveel wat in opstand en in ontkenning leef. Ja, dit wat ons voorouers vir ons daar gelaat het, is ons in baie opsigte ook maar besig om te vernietig en te verniel. Maar Vader, ons bid vir bekering, ons bid vir inkeer. Ons bid, Heer, dat dit wat aan ons toevertrou is, dat ons dit nie net sal bewaar nie, maar dat ons ook sal verseker dat dit daar is vir die geslagte wat kom, u onfeilbare woord, in die besonder, u kerk, Heer. Maar Vader, ons bid dit in nederigheid, maar ons bid dit in afhanklikheid en ons bid dit in die naam van ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons sing nou saam daaruit Gesang 500.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, voordat ons saam lees en na hoofstuk 13 kyk uit die Markus Evangelie, dalk net so 'n paar inleidende opmerkings. Soos ons reeds vanmôre ook gesê het, jy weet daar is nou 'n ewige debat oor die wegraping gewees en datums en persone wat daaraan gekoppel is, en dis nog 'n redelike lewendige debat as mense gaan kyk op sosiale media van veroordeling en natuurlik bespotting en so meer grappies wat gemaak word en mense wat met rooi gesigte staan, en die vraag is, hoe raak dit ons? Hoe raak dit die kerk, en in die besonder hoe raak dit die geloof? Hoe moet ons die woord, die Bybel hanteer? Die hele saak rondom die wegraping moet ons dalk ter inleiding sê, want baie mense sal vra, doen nie preek oor die wegraping. Die feit van die saak is, daar is nie so iets in die Bybel nie. Dit is tekste wat buite konteks aangehaal word en bepaalde gedagtes daarin toegedig word. Dis iets wat die vroeë kerk en die ou konsilies en nie geken het nie, nie verkondig nie. Dit was die wederkoms van Christus gewees. Dis maar 'n saak wat hier in die 19de eeu na vore gekom het, en 'n klomp mense wat daar mee saamgegaan het. Ek lees interessant hierdie week nogal 'n interessante opmerking, gedagte, wat 'n mens dalk 'n bietjie verder kan gaan navors, is hulle noem dit die teologie van ontsnapping. Mense wat graag wil ontsnap, veral in, kom ons noem dit nou in Bybelse terme, apokaliptiese tye, wanneer dit swaar en moeilik gaan, en ek dink elkeen van ons het al op 'n stadium gevoel dat jy, kyk, nou kan ek maar gaan, die liewe Vader kan die mens nou maar kom haal. Ek het hierdie week op 'n stadium so gevoel, toe die derde voertuig waarin ek klim en ek op die hoek van die straat kom, die batteryliggie kom aan, toe's ek nou moedeloos, en so by myself dink ek toe, ag ou Dani, kan jy tog maar net reg wees. Mens raak soms moedeloos vir 'n oomblik, soos ek gesê, daardie teologie van ontsnapping. Maar, ken die Bybel so iets? Is dit in die Bybel se aard? Is daar so iets dat gelowiges op 'n stadium weggeraap gaan word? En om hierdie vrae te beantwoord, en daar's 'n klomp vrae wat natuurlik by u ook leef, dalk goed om na hierdie hoofstuk te gaan kyk uit Markus uit. Soos ons reeds gesê het, 'n gewilde gedeelte om aan te haal is daaruit Matteus 24, want Matteus 24 is nou bietjie meer gegewens en sekere gebeure wat voorspel word, bietjie meer in detail bespreek en omskryf, bietjie meer grie en so meer, maar Markus, interessant, is die oudste evangelie wat ons het. En belangrik is die jaar waarin die Markus Evangelie heel waarskynlik ontstaan het, die jaar 65 na Christus. Ons sal later terugkom waarom dit belangrik is, maar goed, ons lees dan hier in hoofstuk 13, vanaf vers 1, vereers tot daar met vers 4. Toe hy die tempelterrein verlaat, sê een van sy disippels vir hom, Meester, kyk net watter indrukwekkende klippe en geboue. Jesus sê toe vir hom, sien jy hierdie groot geboue? Hier sal beslis nie een klip op 'n ander gelaat word nie, alles sal afgebreek word. Terwyl Jesus op die Olyfberg reg oor die tempelterrein gesit het, het Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas om eenkant gevra, sê vir ons, wanneer sal hierdie dinge gebeur en wat sal die teken wees dat al hierdie dinge volbring sal word? Dis dit eers tot sover. Liefdes, ons moet iets verstaan weer van die tempel en die Sionsberg waarop die tempel gebou is. Die tempel, geliefdes, het 'n ongelooflike rol en funksie gespeel in die denke en die lewe van die volk destyds. Trouwens, as u die Ou Testament gaan lees, dan sien ons hoe 'n prominente rol die tempel gespeel het. Watter effek dit gehad het op die volk se siege toe daardie tempel verwoes is en die volk destyds weggevat is in ballingskap, en wat 'n herlewing en betekenis dit gehad het toe die tempel weer herbou is. Ja, die tempel was vir die volk die simbool van God se teenwoordigheid, maar meer is dit van God se regering, God se almag, en daarom was dit vir die gemiddelde persoon in daardie tyd, gemiddelde Jood, ondenkbaar dat hierdie tempel ooit verwoes sou word. Trouwens, die gedagte was dat die Messias wat sou kom vanuit die tempel en vanuit Jerusalem sou regeer, dat daarvan uit, met ander woorde, sy koninklike, priesterlike en profetiese mag sou seëvier. Dit was 'n gegewe gewees. Daarom ook die voorspellings en die gedagtes dat die Messias dan sy verskyning sou maak in Jerusalem. Daar by die tempel
sou dan die groot ontknoping plaasvind. Ook net ter inleiding, agtergrond, weet ons dat Herodes ook baie geld en tyd, etlike jare al spandeer het om hierdie tempel te verfraai, te vergroot, meer indrukwekkend te maak. Natuurlik het hy gehoop om die volk se gunst te wen vir hom, want hy wil graag die koning gewees het. Maar ook is dit teruggryp na die tyd van Salomo. Ons weet die eerste tempel wat gebou is, was indrukwekkend geweest. Die tweede tempel wat gebou is, was nie op dieselfde skaal as die eerste tempel nie. Daarom was daar weer hierdie pogings om hierdie tempel en in die besonder dan Dawid se ryk weer te laat herleef. Jy sal onthou verlede week uit Psalm 78, ou Asaf, wat 'n geweldige hoop en verwagting gekoester het rondom die Dawid-figuur en Sions berg, en natuurlik dan ook daai vooruitsien van die tempel wat gebou sou word. So ons moet dit in gedagte hou as ons hierdie hoofstuk lees. En tot en met hoofstuk 13, hoofstuk 12 afsluit, is dit as ware hierdie hoogtepunt van die Here Jesus se leringe, die Here Jesus se wonderwerke, sy gelykenisse, en alles het daarop gedui dat die Here Jesus die Messias is. En dan van hoofstuk 14 af begin dan nou die gevolg van die lyding, die kruisiging van die Here Jesus. So hoofstuk 13 is eintlik hierdie blaai wat omgeblaai word, van die een bedeling na die volgende bedeling, of van die een moment na die volgende moment. Maar benewens hierdie hoogtepunt was daar 'n ander saak wat Markus baie mooi stel in sy evangelie as hy dit skryf. Ons sien dat die evangelie volgens Markus eintlik in 'n sekere sin begin met spanning, ongemak. Nou, Markus begin waar die Here Jesus versoek word deur die duiwel. Hierdie konflik, hierdie spanning tussen die Here Jesus en die wêreld. En die duiwel wat vir die Here Jesus probeer ooreed het, dat sou hy hom volg, sou die wêreld hom aanvaar. Sou hy inderdaad die Messias, die leier, die volgende koning kon wees. En Here Jesus wat dit natuurlik afwys, maar dan ook met tergaande hoe ons sien hoe die Here Jesus se spanning en konflik met sy volk begin opbou. Ons sien dit hoofstuk vir hoofstuk. En hier in hoofstuk 13 is dit natuurlik onverwendbaar. Trouwens, die breuk het reeds plaasgevind. Daar is 'n breuk tussen die Here Jesus en met die volk, en in die besonder met die leiers, die fariseërs en die sadduseërs en die priesterhoofde en familiehoofde. Daar is 'n breuk. En broer en suster, ons moet dit nie geringskat nie. En ons besef dit nie altyd nie. Maar as ons die evangelies lees, moet ons dit in gedagte hou, dat hier teen die einde van die Here Jesus se lewe, was daar 'n totale breuk tussen hom en God se volk. En nou moet jy onthou, die hoofrolspelers, die twee hoofkomponente in die Ou Testament, was die volk en God. En die volk het geglo dat die Messias sou kom, en dat hierdie Messias Dawid se ryk sou herstel, en dat hierdie Messias sou regeer in die volk, hulle regmatige plek binne in hierdie wêreld sou gee, en dat hulle oor alle volkere en nasies sou regeer. En dan kom die Here Jesus en hy kondig 'n koninkryk aan wat hulle hoor nie, wat hulle nie wou aanvaar nie. Daarom dan hierdie breuk. En soos ons reeds het hier van hoofstuk 14 af, kry dit dan net momentum tot waar die Here Jesus dan gekruisig word. Dit moet ons in gedagte hou, want nou stap die Here Jesus en sy disippels daar verby die tempel. Sien dit nou in die geestesoog. En nou moet ons weet, in Jerusalem, soos ons lees, was daar ook maar baie spanning gewees. Dis baie duidelik van hierdie breuk tussen Jesus, die godsdienstige leiers, kom ons sê, die politieke bestel, maar sy disippels het op daardie stadium nog die hoop en die verwagting, maar vanuit die tempel. Die Here Jesus se mag is nie gesetel in Jerusalem per se, of oor die politieke mag nie. Nee, sy mag is gesetel in die tempel, want daar vandaan sou hy regeer. En dan kyk hulle so na die tempel en sê vir hierdie indrukwekkende gebou. Dis om so mooi. Kyk na hierdie stene, kyk na hierdie bouwerk. Dalk in die poging om die Here Jesus aan die ding te kry en dalk die bevestiging te kry dat ja, van hier vandaan sal ek regeer, om vir hulle hoop te gee. Want die disippels het aangevoel, hier is spanning, hier is 'n breuk. Dis nie die Messias wat hulle werklik verwag het of wat aan hulle voorgehou is. En dan kom die Here Jesus, terwyl hulle die aand daar op die Olyfberg sit en hulle kyk so af en hulle kyk so op die tempelplein,
dan is dit baie duidelik, as die Here Jesus vir hulle ook sê, terwyl hy weggestap het, hierdie plek gaan afgebreek word. Daar gaan niks oorbly nie. Dit moes 'n geweldige skok gewees het. Wat bedoel die Here Jesus daarmee? Eintlik hulle hele messiaanse verwagting, hulle geloof, hulle perspektief op die Here in die toekoms het eintlik in 'n sekere sin met daardie woorde ook maar in duie gestort, gebreek. Want op daardie stadium verstaan hulle nie, en dis waarom Markus dit interessant genoeg ook so baie duidelik maak, om keer op keer vir die disippels te sê, bly stil, moet vir niemand gaan vertel nie. Hulle noem dit in die teologie die messiaanse geheim, omdat die Here Jesus geweet het, hierdie disippels verstaan nie waaroor dit gaan, en hier is dit baie duidelik, daarom dat hulle vra, maar hoekom, en wat sal die tekens van die tye wees? So eerstens, broers en susters, moet ons verstaan, hierdie agtergrond van die belangrikheid van die tempel, as ons hierdie woorde van die Here Jesus wil verstaan. En dan lees ons verder hier vanaf vers 5. Jesus antwoord hulle toe. Hy sê, pas op, dat niemand julle mislei nie. Baie sal in my naam kom en sê, dit is ek. En hulle sal baie mense mislei. In hoofstuk 5 en 8, vers 5 en 6. Ons sien dit later in vers 21 ook, waar die Here Jesus sy disippels waarsku teen misleiers. Hoekom noem die Here Jesus hulle antwoord, verwys hy daarna? Logies, eenvoudig, broer en suster, want die Here Jesus ken die mens. Hy weet wat die mens se verwagting is. Hy weet wat die mens graag in 'n Messias en die Seun van God soek. Hy soek 'n aardse koninkryk, hulle soek voorspoed, hulle soek rykdom, hulle soek mag. En ons weet dat hierdie disippels op 'n stadium ook met mekaar beklei, wie sou mede-regeerders wees, en op daardie stadium het dit nog baie sterk by hulle geleef. En die Here Jesus het geweet, dat nie net daar en dan nie, maar in die toekoms sal daar voortdurend mense wees wat in die naam van die Here sal kom en juis vir mense sal vertel wat hulle graag wil hoor. Want wie wil 'n Christus dien wat sy lewe gee? Nee, mense dien eerder 'n Christus wat hulle seën met voorspoed en materiële dinge. Voorspoedsteologie noem hulle dit vandag, of gevoelsteologie noem hulle dit ook. En die Here Jesus het dit geweet. Daarom waarsku hy reeds hier in die begin van sy antwoord, pas op vir diegene wat julle gaan kom mislei. Want hier is diegene wat sal kom en sê, nee, maar dit gaan nie gebeur nie. Nee, dit is verkeerd. Onthou die ou Satan daar in die paradys ook. Wat het hy ook vir die mense? Nee, julle verstaan dit verkeerd. Hy verkoop iets aan hulle, 'n positiewe uitkyk, wat lei tot hulle val. En dis wat die Here Jesus hier waarsku. En dan in vers 7, en dan kan ons dit eintlik lees, tot daar aan die einde van vers 20, wanneer julle van oorloë en gerugte van oorloë hoor, moet julle nie verskrik raak nie. Dit moet gebeur, maar dit is nog nie die einde nie. Want nasie sal teen nasie in opstand kom, en koninkryk teen koninkryk. Daar sal aardbewings op een plek na die ander voorkom, en daar sal hongersnood wees. Hierdie dinge is die begin van die smarte. Laat ek eers hier stop. As die Here Jesus hierdie aankondigings maak oor hierdie tekens, en ons weet daar word baie kere na hierdie tekens gegryp. Mense kyk na goed en sê, hier is nou die einde van die wêreld. Ons moet hierdie ook verstaan, nie net teen die lig van die tempel nie, maar ook in die besonder teen die lig wat aan die einde van die evangelie gebeur. Die kruisiging, die dood en natuurlik die opstanding van die Here Jesus. Want dit het implikasies. Hierdie kruisiging en opstanding van die Here Jesus het implikasies. En hier vanaf vers 7 en 8, hierdie eerste 2 verse van hierdie aankondiging is gebaseer op die wêreld. Daar gaan dinge in die wêreld gebeur. Oorloë en hongersnood en aardbewings. Maar interessant wat die Here sê, moenie skrik nie. Moenie paniekerig raak nie. Moenie op hol raak daaroor nie. En dit is nou juist interessant wat presies baie kere gebeur. Mense soek hierdie tekens van die uittyd. En die Here Jesus homself en Markus sê, moenie dat dit nie, moenie verskrik raak nie. Moenie opgewonde raak nie. As ons dit eintlik letterlik vertaal. Moenie opgewonde raak nie. Die dinge gebeur, dis maar die begin. Nou, broer en suster, onthou dat Markus is geskryf van 65. In 70 na Christus word die tempel verwoes. Die tempel word eers in die brand gesteek en later onder ou Titus, dan stuur hulle en hulle gaan breek daai tempel af. Wat hulle later met argeologie maar nog net die fondasies gekry. Daar bly niks oor. Die stad word verwoes. In 79 is daar die groot aardbewing van Pompeii. Almal het seker al die fliek gekyk of weet van die geskiedenis. En deur die eeue heen was daar baie aardbewings gewees, baie hongersnood gewees.
in baie oorloë gewees. Ook ons eie geskiedenis getuig daarvan, in Eerste en Tweede Wêreldoorlog, die laaste 100 jaar, en so meer en so meer. Maar ons moet verstaan binne in daardie konteks. Die Here Jesus sê, maar die laaste dae sal hierdeur ingelei word. Maar onthou, ons moet dit lees op die agtergrond van die Here Jesus se kruisiging en opstanding. Maar die volgende gedagte, hier vanaf vers 9, maar wat julle betref, wees op julle hoede. Hulle sal julle aan die Sanhedrins oorlewer, julle in die sinagoges geslaan, julle sal in sinagoges geslaan word en voor prokurators en konings tereggestel word ter wille van my, sodat julle voor hulle kan getuig. En die evangelie moet eers aan al die nasies verkondig word. Wanneer hulle julle gevange neem en julle oorlewer, moet julle nie vooraf bekommer oor wat julle moet sê, maar wat ook al op daardie oomblik aan julle gegee word, dit moet julle sê. Want dit is nie julle wat praat nie, maar die Heilige Gees. Broer sal broer aan die dood oorlewer en 'n vader sy kind. Kinders sal teen hulle ouers in opstand kom en hulle doodmaak. Hulle sal deur almal gehaat word ter wille van my naam, maar wie eindtyd volhard, die sal gered word. Hier praat die Here Jesus met sy volgelinge, die disippels wat later die apostels word, die wat die kerk vestig. Die Here Jesus praat hier met die kerk. Die mense wat as gevolg na die Here Jesus se opstanding die wêreld ingestuur word. En hierdie opstanding, kruisiging, opstanding het nie net 'n skadu wat oor die wêreld nie, maar dit raak ook die kerk, want die kerk, onthou die ou bekende uitspraak, die kerk is in die wêreld, maar die van die wêreld, ja, die kerk is in die wêreld, en hierdie dinge gaan die kerk raak, en die kerk gaan vervolg word, en geliefdes, as ons so kyk oor 2000 jaar, dan sien ons die kerkgeskiedenis duidelik, en ons sien die vervolging in die kerkgeskiedenis raak. Trouwens, die ou gesegde wat altyd gesê het, die bloed van die martelare is die saad van die kerk. Dis nie iets wat die Here Jesus hier voorspel, eendag wat gaan kom nie. Dis reeds van die geboorte van die Christelike kerk. Ons lees dit daar in Handelinge. Ons lees waar hulle voor konings en prokurators gekom het. Ons weet wat met Paulus en Stefanus en al die mense gebeur het en die vervolging wat hulle moes deurgaan. En inderdaad ook hierdie disippels. Dis 'n voortdurende proses. Eintlik 'n kerk wat nie onder vervolging staan nie, moet homself die vraag afvra, waarmee is hy besig? Dis soos ook al Fynmos gesê het by geleentheid, as jy die gedruis en die gejuig van die gepepel hoor, moet jy jouself afvra, waarmee is ek besig? Die kerk wat die evangelie van Jesus Christus verkondig, bly en sal altyd 'n vervolgde kerk wees. Kan nie anders nie. En dan, geliefdes, die volgende gedeelte vanaf vers 14. Wanneer julle die gruwel van verwoesting sien, staan waar dit nie hoort nie, laat die wat dit lees goed begryp. Dan moet hulle wat in Judea is na die berge vlug. Wie op die dakstoep is, moet nie ondertoe gaan of ingaan of iets uit sy huis gaan haal nie. En wie op sy landerye is, moet nie terugdraai om sy boekleed te gaan haal nie. Wie hulle wat in daardie dae swanger is en borsvoed, bid dat dit nie in die winter gebeur nie. In daardie dae sal daar 'n verdrukking wees soos daar nog nie was sedert die begin van die skepping van wat God geskep het tot nou toe nie. En beslis ook nie sal wees nie. As die Here daardie dae nie ingekort het nie, sou geen mens gered word nie. Maar ter wille van die uitverkorenes wat hy uitverkies het, het hy die dae ingekort. Geliefdes, hierdie profetiese rede, die groot verdrukking, gryp die Here Jesus hier terug na die profesie uit die boek Daniël. Ons weet dat Daniël ook gepraat het van hierdie groot verdrukking. Dit het natuurlik afgespeel so 164 jaar voor Christus met die opstand wat daar was, Judas Makkabeus teen Antiochus Epiphanes 4. Wat gebeur het is, hulle het die tempel ontheilig, het 'n afgodsbeeld daar gesit en 'n klomp dinge by die tempel gedoen. Het was 'n groot verdrukking in 'n tyd gewees, moeilike tyd gewees, en God het sy volk daaruit bevry. En dit is waarna Daniël verwys het. Maar die Here Jesus gryp aan hierdie bekende beeldspraak, woorde, begrippe, om ook te verwys na hierdie verdrukking. En natuurlik sinspeel die Here Jesus hier op die tempel in Jerusalem en sy volk. Onthou, en dit is die belangrike sleutel hier is, daardie breuk wat tussen die volk en die Here Jesus plaasgevind het. God se volk, die mense met wie hy 'n verbond gehad het die Messias verwerp.
En hulle was op pad om hom te kruisig. Hulle het hulle rug op God gekeer. En dis waar hierdie profetiese rede vandaan kom, want ons weet, hierdie profetiese woord, onthou wanneer is Markus geskryf, om en by 65, en 70 na Christus, word die tempel in sy totaliteit verwoes, vernietig, en die volk werd weggevoer, en dit is 'n verskriklike tyd gewees, en dit was so bykans 2000 jaar, so want in 1948 word die staat Israel weer uitgeroep. So daar was nog nie so iets gewees nie. Die rede daarvoor was omdat die volk hulle rug op God gekeer het, maar verwys die Here Jesus. Hy sal ook hierdie verdrukking inperk, terwille van die uitverkorenes. Want ons weet, daar was ook baie onder die volk, wat inderdaad die geloof in die Here Jesus aangeneem het. Ons weet, dis waaruit die kerk ook ontstaan het, daar uit Jerusalem. So broers en susters, is duidelik, dat as hy sy disippels antwoord, verwys hy na hierdie 3 gebeurtenisse, kan ons dit in opdeel, die wêreld, die kerk, maar dan ook Israel, Jerusalem. En broers en susters, dit is 'n voortdurende proses. As Markus hier skryf, as die Here Jesus hier praat hy nie met sekere uitverkorenes in die jaar 2025, om dit in die suidpunt van Afrika aan mense te kom oordra nie. Ons sien dit baie duidelik dat hierdie 'n proses was, wat oor baie jare sou afspeel. Wel, dis nou al 2000 jaar later, nadat die Here hierdie woorde gespreek het, en die Here Jesus spreek ook hierdie tydsaandeling later aan. En daarom moet ons dit ook in die regte konteks verstaan, as die Here Jesus hier praat. Ons lees verder af vanaf vers 21. As iemand dan vir julle sê, kyk, hier is die Christus, of kyk daar, moet julle dit nie glo nie. Want vals Christus en vals profete sal na vore tree, en hulle sal tekens en wonders doen, om indien moontlik die uitverkorenes te laat afdwaal. Maar wees julle op julle hoede. Ek het alles vir julle vooruitgesê. Maar in daardie dae, na daardie verdrukking, sal die son verduister word, en die maan sal nie sy lig gee nie, en die sterre sal uit die hemel val, en die kragte in die hemele sal geskit word. Dan sal hulle die seun van die mens met groot krag en heerlikheid op die wolke sien kom. Hy sal dan die engele uitstuur en sy uitverkorenes versamel uit die 4 windstreke van die verste hoek van die aarde tot die verste hoek van die hemel. Broers en susters, hierdie moet ons verstaan, daardie ander kant maar na toe die evangelie later beweeg. Die kruisiging, maar die besonder die opstanding van die Here Jesus en die belofte van die wederkoms, wat so sentraal staan in die Christologie van die Nuwe Testament. Om dit eenvoudig te verduidelik, die Here Jesus het nie aan die kruis gehang en so oor die mens gekyk en sy laaste kruiswoorde uitgespreek gesê, ek sien julle eendag in die hemel. Nee, dit sou eintlik so maklik gewees het. As hierdie Christus gebeur het, dan hierdie versinsel was van 'n klomp sielsiek mense, soos daar baie keer beweer word deur 'n klomp geleerdes, dan was dit mos nou die maklikste uitkoms om so 'n evangelie te kon skryf. En sê maar ek het gesê ek sien julle eendag in die hemel. Nee. Die Here Jesus staan op en hy kom wys en hy maak die belofte van sy wederkoms. Maar saam met daardie belofte, ons gaan later 'n bietjie meer daarby aanhaak, gee hy ook bepaalde opdragte. Hierdie gedeelte vanaf vers 26 word baie kere moedswillig gesien as hierdie wegrapingsgedeelte. Dis nie waar nie. Dit is baie duidelik as mens gaan kyk na die teks, dat die Here Jesus hier praat oor die wederkoms, as hy eendag kom. En ons weet hierdie beeldspraak en gebruik van die wolk, ons weet wat 'n prominente rol dit in die teologie en die denke gespeel het in die Bybelse tyd. Die wolk wat gedui het op God se teenwoordigheid, dat Christus sou kom in die teenwoordigheid van God, en mense sou neem na die teenwoordigheid van God, en hoe dit presies plaasvind, weet ons nie. Want soos ons baie kere gesê, dit is God se hande werk. Maar dan interessant, die volgende gedeelte. Hier vanaf vers 28, leer hierdie les van die vyeboom. Sodra sy takke begin sag word en die blare uitstoot, weet julle dat die somer naby is. So moet julle ook, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, weet dat dit naby is, voor die deur. Amen, ek sê vir julle, hierdie geslag sal beslis nie tot 'n einde kom, voordat al hierdie dinge gebeur het nie. Die hemel en die aarde sal tot 'n einde kom, maar my woorde sal beslis nie tot 'n einde kom nie. Die vyeboom. Die vyeboom, broers en susters, was so 'n sterk simbool vir God se volk. Ons lees byvoorbeeld daaruit Jeremia uit,
waar die Here verwys na die vyeboom, wat die goeie vrugte en die slegte vrugte gedra het. Die goeie vrugte was die ballinge wat sou terugkom uit ballingskap uit daai Babelonië, die slegte vrugte was Sedekia en die wat agtergebly het, wat in opstand gekom het teen God. En daarom word die vyeboom altyd gesien as hierdie simbool dat hulle moes vrugte dra. God se volk, onthou die kern van die verbondsbelofte, sodat julle ook 'n seën vir ander nasies kan wees, maar wat het gebeur? Ons het baie kere gesê, die volk het slegter geword as die ander nasies. Hulle was nie hierdie vyeboom nie. En in hoofstuk 11 lees ons van die vyeboom wat die Here Jesus vervloek het, omdat hy nie vrugte kon dra nie. Dit is simboliek, tekenend van hierdie volk met wie die Here Jesus gebreek het, omdat hulle met hom gebreek het. Hier is 'n nuwe bedeling wat kom. En baie verstaan dit hierdie gedeelte, en ek is nogal gemaklik daarmee dat terwille van hierdie uitverkorenes, daar tog wel uit hierdie vyeboom iewers in die toekoms mense sal kom wat tot inkeer en bekering sal kom, dat daarvan die volk van die Here Christus sal aanvaar. Interessant broers en susters, ons baie kere ook maar lees van mense uit die Joodse geloof wat tot bekering kom. Maar hoe dit nou ook al sê, maar dan hierdie gedagte, hierdie dinge sal gebeur in hierdie generasie. Onthou, reeds gesê, as die Here Jesus praat, verwys hy na die tempel, die totstandkoming van die kerk, die vervolging van die kerk, en dit het inderdaad in daardie generasie, in daardie geslag se lewe gebeur. Maar dit sou 'n tema wees wat homself voortdurend, maar onder elke generasie sou afspeel. Die wêreld het nie verander nie, broers en susters, daar's nog steeds natuurrampe, daar's nog steeds oorlog, daar's nog steeds die vyandskap teen die kerk, die gelowiges word nog steeds vervolg. En dan sê die Here Jesus later in vers 32, van daardie dag en uur dra niemand kennis, nie selfs die engele in die hemel nie, en ook nie die Seun nie, net die Vader. Pas op en wees waaksaam, want julle weet nie wanneer die vasgestelde tyd daar is nie. Dit is soos 'n man wat op reis is en sy huis agterlaat en die beheer oordra aan sy slawe, elkeen met sy eie taak, en die deurwag beveel om waaksaam te bly. Bly daarom waaksaam, want julle weet nie wanneer die eienaar van die huis kom nie, teen die aand, om middernag, teen hanekraai of vroegoggend nie. Moenie dat hy, wanneer hy onverwags kom, julle aan die slaap kry nie. Wat ek vir julle sê, sê ek vir almal, bly waaksaam. Tot sover ons skriflesing, onthou daardie woorde, die aarde en die hemel sal tot niet gaan, maar nie die woorde van die Here nie. Broers en susters, hierdie gedeelte wat ook baie kere nou aangehaal is, ja, die tyd en die uur sal niemand weet nie. En broer en suster, dis eintlik ook heel logies, as mens daaroor nadink. Onthou God se werklikheid, die hemel, hoe ons dit ook al wil verwoord, staan buite tyd en ruimte. Onthou dit ons op aarde wat 24 ure 'n dag het en jaar het en die tydsindeling het soos ons dit ken. Maar daar waar God is, bestaan tyd en ruimte nie. Nou wil ons iets oor God se handeling sê en ons wil dit gaan inperk binne ons verstaan van tyd en ruimte. Dis mos ondenkbaar. So daarom heel logies en verstaanbaar as Here Jesus hier sê dat niemand sal die tyd weet nie, behalwe die Vader. Ons lees in Psalm 90 byvoorbeeld ook, dat 1 dag is soos 1000 jaar en 1000 jaar is soos 1 dag. Want tyd, ons word gejaag deur tyd. Ons is slawe van tyd. Tyd is vir ons belangrik. Maar God word nie gejaag deur tyd nie. God word nie beheer deur tyd. Die tyd is eintlik irrelevant. Tyd het eintlik maar gekom na die sondeval. Daarom, broers en susters, is dit eintlik half snaaks en vreemd om hierdie hele gedagte rondom tyd, oor wanneer die eindoordeel sou wees. Karl Barth skryf interessant. Hy sê dat diegene wat hulle besig hou met die tekens en die verwoesting en die vervolging en hulle aandag daarop wil vestig uit hierdie teks, verstaan die teks nie en is nie besig met die evangelie nie. Die Here Jesus sê self, moenie dat dit julle ontstel nie, moenie daaroor opgewonde raak nie. Daarom dat ons na hierdie hele hoofstuk moet kyk, want in die einde van hierdie gedeelte kom die Here Jesus en hy gee opdrag. Hy sê bly waaksaam. Julle weet nie wanneer die Here kom nie, maar hy kom wel. Maar broers en susters, ons het vroeër die opmerking gemaak oor die teologie van ontsnapping of ontvlugting.
En dit gebeur in mense se lewens as al skeefloop en dinge raak vir mense net te veel, wat mense net voel hulle wil vlug en weghardloop. En in hierdie moderne tyd is dit vir ons maklik om net te los en te hardloop en te vlug. Mense raak net weg as hulle mense geld skuld, of mense migreer na 'n ander deel van die wêreld toe, of mense vat dit hulle goed en loop. Daar's nie meer daai kultuur van moeite nie. Ons het eintlik 'n baie gemaklike kultuur. Ons het eintlik 'n kultuur van ontsnapping of ontvlugting. Maar die Bybel ken dit nie, broers en susters. Die Here Jesus sê, wees waaksaam. En dan gebruik die Here Jesus hier 'n beeld. Dis nie 'n gelykenis of 'n verhaal nie, maar hy gebruik 'n beeld, kan ons maar sê, om van hierdie persoon wat waak, hierdie eienaar wat sy eiendom toevertrou. Sekuriteitswag sou ons dalk vandag kon sê. Maar ek dink 'n beter beeld wat baie van die ouer lidmate sal verstaan is in die dae met die oorlog, toe soldate moes wag staan. U kan dit sekerlik nog onthou, u het my al baie vertel van al die vreemde en snaakse goed wat u gedoen het om die tyd om te kry. Maar die opdrag was om 'n bepaalde plek op te pas, en u was gereed. Ek weet nie daar in die nagklere gestaan en wag gehou nie, u was volledig geklee, u was gewapen, en u moes gereed wees, en daar was 'n gebeurlikheidsplan, dat sou daar iets gebeur, het u geweet, het 'n radio gehad, waarin u moes mee kommunikeer, u moes rapporteer, en dan was daar 'n gebeurlikheidsplan van 'n klomp dinge wat in plek moes val, en iets daarvan is waartoe die Here Jesus ons oproep. Ons moet gereed wees. Bybelse term te gebruik, die wapenrusting. Ons moet in alle tye gereed wees. Ons moet volhard, en die opdrag is om die evangelie te verkondig. Dis die gebeurlikheidsplan. Die Here Jesus sê hier in 'n sekere sin, maar julle moet julle oë oopmaak en sien, die wêreld is nie so lekker plek nie. En ons weet dit, broers en susters, soos ook al by geleentheid 'n paar weke terug gesê het. Paulus praat van 'n tentwoning, en ons het hierdie tentwoning nou al verander in 'n glamping woning. Ons het hierdie wêreld vir onsself goed ingerig. Maar broers en susters, as ons eerlik is en krities kyk, dan besef ons, maar die plek is nie lekker nie. Hier's baie fout. En ons word elke dag daarmee gekonfronteer. Nou wat sê die Here Jesus? Die Here Jesus sê nie in die teks, ek kom julle haal, of julle 'n teologie van ontvlugting nie. Nee, hy sê volhard. Hy sê dit gaan swaar en moeilik gaan. Maar julle moet waaksaam wees. Julle moet bly werk. Bly die evangelie verkondig, en is dit nie inderdaad wat die disippels later gedoen het? Ons dink aan al die vervolging en ellende wat arme Paulus moes deurgaan, en nie net hy nie, daar was baie ander, maar hulle het bly verkondig. Dink as ou Paulus daar in die gevangenis is, dan skryf hy briewe en hy bemoedig mense, ons lees selfs die man is bly en opgewonde. Wat doen ons baie kere, broers en susters? Ons kla en ons kerm en ons raak moedeloos. En dan raak ons mense op hol. As iemand kom en sê, maar hier gaan iets gebeur, wat jou net gaan kom vat. Al jou verantwoordelikhede kan jy agterlaat. Die Bybel ken nie so iets nie. Die ironie is dat die Here Jesus ons juis die stryd instuur. Waak, bid, volhard. Daarom dat die Here Jesus die Heilige Gees stuur as ons voorspraak. Hy sê dit ook, as julle in daai moeilike, ellendige omstandighede kom, sal die Here met julle wees. Julle moenie aan die Here se teenwoordigheid twyfel nie. Die Here is met julle. Die Here stuur ons, met ander woorde, hierdie oorlogsfront in. Die Here onttrek ons nie. Die Here sê nie ons moet weghardloop nie. Nee, broer en suster. Die kerk het 'n roeping en die kerk het 'n verantwoordelikheid. Ja, dit sal vir ons, kom ons wees nou maar eerlik vanmôre, as dinge vir ons soms te veel raak en moeilik raak, dan sal dit dan baie makliker wees om dat die Liewe Vader ons kom haal, ons kan daar in sy teenwoordigheid wees. Maar broer en suster, totdat die Here besluit het om terug te kom, nie om ons te kom haal nie, maar om terug te kom, en ons dan te kom haal. Tot en met daardie dag het ons 'n opdrag, en daarom bestaan daar nie iets soos hierdie teologie van ontsnapping, en enige mens wat daarmee besig is besig met dwaalleer. Onthou 2 weke terug het ek 'n paar wille uitsprake gemaak, en 'n paar mense baie het nou gebel en gesê dankie, maar ek is nou nie bekommerd oor hulle nie, ek is bekommerd oor die wat nie geskakel het nie, want ek dink daar's dalk 'n paar wat sou dink, die dominee is dan nou 'n bietjie hard. Onthou wat ek gesê het daardie dag. Mense wat so praat in die naam van die Here en bepaalde uitsprake maak, namens wie praat hulle? Want die kern is, wie is nou besig hier om leuns te vertel? Die Here? Het die Here nou leuns verkondig? Is die persoon 'n leienaar?
Of is daar fout met die persoon? En dan is dit nogal interessant om nou na afloop van hierdie gebeure te sien, en ek kry ook die persoon verskriklik jammer, ek dink dit is nie maklik nie, om met 'n rooi gesig te staan nie. Maar soos die jong mense ook gesê het by geleentheid, broers en susters, as jy jouself uitgee as 'n toffie, dan moet jy gekou word soos 'n toffie. Die ding is, broers en susters, baie mense kry nou die persoon jammer en verdedig en 'n klomp mooi goed. Maar die kern van die saak is, die Here, of in die naam van die Here, is daar 'n klomp goed gesê. Met ander woorde, die Here is hier tot leenaar gemaak. En die Here sê, mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Maar die maklikste is om hierdie hele misverstand en hierdie ellende te voorkom. Lees nie die Bybel. Verantwoordelik. Maar mense doen nie grondige studies nie, en laat hulle lei deur elke persoon wat daarop aanspraak maak dat hy 'n stem of 'n trompet of wat ook al gehoor het. Dis hoekom die Here sy woord gegee het. Die van u wat in die regte is en die sit vanmôre regsgeleerdes in die kerk, sal weet as 'n persoon jou valslik beskuldig, is 'n mens se eerste reaksie om daarop te reageer en 'n klomp goed te sê, dis nie waar nie. Maar broer en suster, as daar 'n duidelike kontrak opgestel is, of die hele toestand is mooi uiteengesit, swart op wit, dan hoef daai persoon mos niks te gaan sê nie. Hy hoef hom homself te verdedig nie, van die swart op wit. En daar het die Here sy woord gegee, dis hier, dis duidelik. Gaan lees die woord. Die Here het baie duidelik gesê wat hy wou sê. Here Jesus het gesê van sy wederkoms. Ons weet die Here kom, het ons geleer om ook so te bid. Here, laat u koninkryk kom. Daar is nie iets soos 'n wegraping nie. Mense moet die Bybel baie versigtig en ook in die regte konteks lees. En dis waar ons vanmôre hierdie hele hoofstuk deurgaan. En natuurlik hierdie hoofstuk het soveel ander interessante lyne wat 'n mens kan opneem en mee kan verder gaan. Dit is 'n verskriklike interessante teks. Maar net vanmôre vir u te illustreer, dat 'n mens moet ook nie net perikoop of teksversies uit 'n gedeelte gaan uithaal nie, maar mens moet dit gaan lees binne in die groter konteks. En wat het daar geleef en gebeur? En dit wat die Here ook gesê het, het natuurlik impak, het ook natuurlik betekenis vir ons vandag. Maar ons moet ons nie besig hou met dag en datums nie. Dis futiel, dit kan nie. Hoe wil mense, soos ons reeds gesê het, God gaan koppel aan 'n bepaalde dag en datum? Ons kan tog nie. Wat wel waar is, broers en susters, is die oproep. Ons moet waaksaam wees. Ons moet altyd gereed wees. En dit is natuurlik nou die ander gevolg, dat die kerk en die evangelie en Christus en God nou bespotlik gemaak word en sê, maar kyk, die Here bestaan nie, kyk, daar het niks gebeur nie. Dis ook nie waar nie. Ons moet waaksaam wees, ons moet sterk staan in die geloof. Want een ding wat ek ook al by geleentheid die opmerking gemaak het, ek verstaan nie waarom mense so opgewonde kan raak oor 'n dag en datum in 'n jaar nie. Broer en suster, vandag kan my en u dag wees van God se wederkoms. Vandag, volgende oomblik, kan 'n oomblik wees wat die Here ons kom neem, wat ons laaste asem uitblaas. En daarom moet elkeen van ons gereed wees om ons Skepper te ontmoet. En terwyl ons waaksaam is, moet ons werk. Het ons 'n opdrag om die evangelie te verkondig. Die woord ken nie so iets om iewers te gaan wegkruip of te gaan sit nie. Nee. Die Here stuur sy kerk hierdie wêreld in. En dis wat ons hieruit moet leer. Ons moet aanhou om die evangelie te verkondig. Die evangelie van God, wat God in sy woord vir ons gegee het, swart op wit. Ons hoef nie agter mense of mense se gedagtes aan te loop of dit oor te dra nie. En daarom, ten afsluiting, is dit so belangrik dat mense, veral ons ou volkie, bietjie moeite sal doen en bietjie hulle self gaan verwis van waar hulle self in die lewe bevind. Weereens, sluit aan by 'n geloofsgemeenskap met 'n geskiedenis, met 'n belydenisskrif, met 'n verantwoordbare teologie. Maar moenie agter elke Jan Rap en sy maat aandrentel wat daarop aanspraak maak dat hy in die Here se naam spreek nie. Daar is maar net een woord en dit is God se woord. En hy het dit toevertrou aan sy kerk. En die kerk, as 'n kerk, kan nie anders as om met groot verantwoordelikheid om te gaan met die woord van God, om elke Sondag te kan sê, so spreek die Here nie. Mag hierdie afgelope tyd se gebeure tog vir ons mense 'n wekroep wees, dat ons weer 'n bietjie erns sal maak met ons geloof, en dat ons sal seker maak na wie ons luister, en wat Broers en susters, nou dat ons in die prediking opnuut verseker is van God se genade en opgeroep is tot geloof, en omdat die woord van God ons ook leer dat ons uit genade deur geloof gered word,
Laat ons terwyl ons staan ons geloof so bely. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Heer Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat self vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Gemeente, ons het nou ons geloof bely. Kom ons luister aandagtig na die wet uit Deuteronomium 5. Die eerste gebod. Die Here het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Die tweede gebod. Jy mag vir jou nie 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken die kinders sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Die derde gebod. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Die vierde gebod. Jy moet die Sabbatdag so deurbring, dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy, of jou seun, of jou dogter, of man, of vrou wat vir jou werk, of jou bees, of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus, soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God beveel om die Sabbatdag te onderhou. Die 5de gebod. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Die 6de gebod. Jy mag nie moord pleeg nie. Die 7de gebod. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Die 8ste gebod. Jy mag nie steel nie. Die 9de gebod. Jy mag nie vals teen ander getuig nie. Die 10de gebod. Jy mag nie iemand anders te vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons het gehoor hoe ons uit dankbaarheid moet leef. Kom ons vertrou onsself in gebed aan die Here toe. Ons sing ten slotte staande en biddend uit Gesang 269, vers 1 tot 4, waarna ons bly staan vir die uitspreek van die seën, en na die seën sing ons uit Gesang 504, strofe 5.
genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen wees